Die Evangelie van Lukas hoofstuk 22 vers 20 lees soos volg. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Welkom by Geloofspad. Terwyl ons nadink oor die woorde van Jesus tydens die laaste avondmaal, word ons herinner aan 'n diep en kragtige waarheid. Jesus het 'n maaltyd met sy disippels gedeel, een wat gewortel was in die antieke tradisie van die Pasga, maar hy het nuwe betekenis daaraan toegevoeg. In Lukas praat Jesus van 'n nuwe verbond, verseël met sy eie bloed. Dit is nie net 'n geskiedkundige gebeurtenis nie, dit is 'n lewende, transformerende waarheid wat ons genooi word om te onthou. Die laaste avondmaal was meer as net 'n maaltyd. Dit was 'n oomblik van diepe betekenis, waar Jesus die nuwe verbond geopenbaar het, wat in die Ou Testament voorafskadu is. Jesus, die Lam van God, het die beloftes wat God aan sy volk gemaak het, vervul. Deur sy liggaam wat gebreek is en sy bloed uitgestort is, het hy 'n nuwe manier ingehuldig vir ons om met God versoen te word. 'n Weg van genade, vergifnis en verlossing. Hierdie nuwe verbond, soos Jesus verduidelik het, is moontlik gemaak as gevolg van sy offerdood. Wanneer ons bymekaar kom om die nagmaal te vier, neem ons deel aan 'n gedenkteken. 'n Tyd om sy offer te onthou. Die brood en die beker is nie net simbole nie, maar herinneringe aan die koste van ons verlossing. Jesus se woorde, dit is my liggaam wat vir jou gegee is. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir jou uitgestort word, nooi ons om na te dink oor sy liefde en die prys wat hy vir ons vryheid betaal het. Net soos die Israeliete God se verlossing deur die Pasga onthou het, onthou ons Christus se uiteindelike daad van verlossing, die kruis. Hierdie nuwe verbond, verseël deur die bloed van Jesus, roep ons op tot 'n lewe van geloof en dankbaarheid. Dit herinner ons aan die groot opoffering wat ons in innige gemeenskap met God gebring het, en dit verseker ons dat ons vergewe is en vrygemaak is van die mag van sonde en dood. Kom ons bid. Here Jesus, ons dank U vir die nuwe verbond wat U deur U liggaam en bloed tot stand gebring het. Ons onthou U opoffering en ons is dankbaar vir die vergifnis en lewe wat U bied. Help ons om in die vryheid van hierdie verbond te lewe, deur altyd U liefde en genade te onthou. Mag ons U eer terwyl ons aan die nagmaal deelneem, en mag dit ons harte en gedagtes vernuwe om elke dag vir U te lewe. Amen.